Ja, hartelijk goeiemorgen vir een en elkeen van julle. Die toon van vandag en die gees en die stemming van vandag is totaal anders as wat dit donderdag en vrydag was. Want vandag beleef ons blydskap. En vandag het die wêreld en die toekoms en het die lewe vir ons elkeen oopgegaan en het die lewe vir ons in Jesus Christus werklik aangebreek. En nou is dit nie net meer 'n vaal-vee verhaal van 'n babietjie wat in doeke toegedraai is en daar in 'n krib lê nie, maar 'n graf wat leeg is. En amper wil 'n mens spreekwoordelik sê, die doeke waarin Jesus toegedraai is toe hy gebore is, dat hy daardie doeke dan nou ook finaal kon afskit en met sy opstanding daardie doeke dan ook eenkant kon neersit. So baie welkom by vanmôre se erediens opstandingsgeleentheid en dan ook 'n dag wat deur die geskiedenis heen in die kerk gevier word. Volgende Sondag dan hou ons aan, dan vier ons weer opstandingssondag. Net soos wat die Christene dit aan die begin gedoen het, dat elke Sondag is dan opstanding Sondag. So baie welkom ook by die huis, as jy dalk by die huis ingeskakel is, of dalk miskien later by hierdie geleentheid uitkom, of op hierdie geleentheid afkom, hoop jy sal ook uit ons geleentheid, ons saam wees hier, dat jy ook vreugde en vrede sal ervaar. Net een of twee saakies wat ons aankondigings aanbetref, so ons sal nie vanmôre tee drink nie, ons sal weer volgende week met ons tee drink saamkuier. Vanmôre is dit veral daardie skuifie van die koning het nog geskuif. Vanmôre is dit veral vir ons waar dat die koning het toen nog al die tyd 'n skuif gehad, die wêreld en die bose het gedink dat God is in 'n hoek vasgekeer, en ek gaan net nou 'n video met julle deel waarin ons dan ook hierdie grootsheid gaan ervaar. Datums om te onthou, die 9de April is dit Damestee, so vir die gebedsvriende. Ons sal nie Woensdag saam bid nie, so ek het dit reeds vir julle uitgestuur, so as jy maar solank jou sonhoekie wil gaan oopskrob vir Woensdag, maak gerus so, Woensdag gaan ons nie by mekaar kom nie. Dan die lys van voorbidding, die het julle daar. Dan verjaarsdag, asseblief Mackie sê vir Alida, sy moet vandag lekker verjaar. Ek hoop jy het nou al vroeg vanoggend vir haar koffie en beskuit in die bed aangedra. Ons weet jy is baie pligsgetrou in klomp goeders wat jy reeds vir haar gedoen het. Maar sê vir haar, sy moet lekker verjaar en alles wat vir haar mooi is, seën en vrede ook vir haar lewenspad. Dan die 7de is dit Louis. Hierso by ons is die twee Louie. Nou wat ek so na die twee Louie wat langs mekaar sit, maar kan ek nog graag gou met julle net so op ligte tram gou iets vertel van 'n skeeloog landros. En daar sit 3 aangeklaagdes voor hom. En die landros, hy kyk na aangeklaagde nommer 1 en aangeklaagde nommer, hy vra vir hom, hoe blyk jy? Nommer 2 sê, onskuldig. Die landros sê, ek het met jou gepraat, die derde ou sê, ek het nie geantwoord nie. So as ek kyk Louis, dan is dit die een wat daar langs een na sit. Ja, Dinsdag hoop jy vir jaar ook lekker, 'n mooi dag en alles wat vir jou ook mooi is, seën vir die nuwe lewensjaar. En dan die 9de is dit Renée wat verjaar. Jou man sê, hy werk vandag, hy kan nie hier wees nie. Hy sê, ek moet asseblief vir jou baie geluk sê met jou verjaarsdag, terwyl almal hier by mekaar is, en dat jy baie mooi en geseënde, wonderlike vreugdedag sal ervaar en ook seën vir die nuwe lewensjaar.
dan ons skrifgedeelte en dan die alles rondom die kerkkantoor. Nou ja, môre is die kerkkantoor nou weer die jackpot geslaan, dat die kerkkantoor môre toe is, so as jy enigiets wil weet, moet jy maar vir my iets stuur, ek sal maar vir die kerkkantoor laat weet dat daar 'n probleem is, of as daar iets is wat jy dalk regtig sal wil weet. So ek wil graag vanmôre is 'n geleentheid dan begin om saam met jou net eers hierdie gedeelte in Johannes 20 te lees, hierdie eerste klompie verse. Want die skrifgedeelte gaan uit 'n ander gedeelte uitkom, of soos wat julle reeds gesien het, uit Kolossense uit. En Johannes 20 vertel die storie. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Wat sy nou nog nie geweet het nie, wat ek en jy vandag weet, is dat dis die goeie nuus wat besig is om vir haar ook gebreek te word, en goeie nuus wat sy op daardie stadium nog nie ervaar en beleef nie. Sy beleef iets heeltemal anders, soos wat ons dan ook in hierdie storie sal sien. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. En jy sien, die storie daardie tyd was gewees, ons kan nie bekostig dat hierdie Jesus wat ons doodgemaak het, wie se storie ons wou afknip en dit wat hy homself toegeëien het, naamlik dat hy die seun van God is, en al die uitsprake wat hy gemaak het, ons kan nie bekostig dat hierdie storie weer lewendig word. En daarom was die storie van daar af gewees dat iemand het gekom en die liggaam kom steel. En as die disipels en die mense wat vir Jesus geken het, dan aansprake maak daarop dat hy die doodheid opgestaan het, nou ja, dan is dit die verhaal, naamlik dat Jesus gesteel is. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het,
sê vir my waar U hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Mag dit vanmôre vir my en vir jou ook waar wees, dat ons in vanmôre se gebeure, en ook in ons elke dag se lewe, dat ons ook kan sê, ons het die Here gesien. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie grootste dag in die lewe van die Christendom. Hierdie dag waarin daar blydskap is. Die dag wat die toekoms vir ons oopgebreek is. Jesus leef en ons met hom. Andermaal, na die beste van ons vermoë, loof ons U. Want ook dit het U vir ons kom doen. Om die dood te oorwin, sodat ons uiteindelik in die hemel by U sal wees. Terwyl ons dan nog hier op aarde is, en baie dinge is wat ons nie verstaan nie, en baie dinge wat ons oë nog nie voor oop gegaan het nie, bid ons dat U ons diskant die graf altyd met die inwoning van U Gees sal seën, sodat ons tot verheerliking van U naam sal leef en elke dag vreugde sal beleef, al verstaan ons baie dinge nie. Al maak ons lewe so dikwels nie sin. Al is daar oorlog en korrupsie en moord en doodslag en diefstal en allerlei vorme van kriminaliteit in hierdie wêreld. Ons altyd met vreugde sal leef, want U het opgestaan. En dis vir ons die grootste wonderdag, dat U regeer. Wanneer ons vanmôre hierdie diens saam met mekaar kom hou, dan wil ons net soos met Goeie Vrydag met U sterwe ook in herinnering kom roep. Die graf is leeg. En dankie Here dat waar ons nou vandag leef in die jaar 2026, dat ons weet U is besig om ons elkeen se plek in die Vaderhuis gereed te maak. Dat ons in hierdie môre andermaal kan vashou aan die belofte wat U ons self gegee het. En wanneer ons plek gereed is, dan sal U kom en vir ons kom haal en vir ons vir ewig van hierdie doodsbestaan kom verlos
en dat ons die lewe wat vir ewig sal duur, by U sal opneem en in U heerlikheid sal deel. Seën dan vir ons in hierdie môre. En ek bid vir enige hart vanmôre waar daar 'n stuk duisternis is, vir enige hart wat vanmôre moeg is, vir enige hart wat vanmôre nie blydskap ervaar nie, dat U ook daardie hart vanmôre sal kom aanraak. Die oë sal oplig om U as die lewende Here raak te sien. En dat daardie hart vanmôre ook by hierdie gebou sal uitgaan met die wete, U het dit ook vir my gedoen. Seën dan ons saam wees, Here. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus Christus se naam. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou van Hom wat is en wat was en wat tot in ewigheid sal wees. Genade en vrede vir elkeen van julle. Voordat ons gaan sing, wil ek graag 'n video met jou deel. En ek het hom doelbewus nog nie uitgestuur nie, maar ek het hom saamgebring, so as jy hom dalk miskien self later wil hê en dalk miskien wil aanstuur, dan is jy baie welkom om dit te doen. Ek het hom met die spesifieke rede oorgehou, sodat ek hom vanmôre met julle kan deel op hierdie opstandingsdag, sodat ons, wanneer ons oor die opstanding van die Here met mekaar praat, dat ons vir mekaar kan sê, wie is hierdie groot en almagtige en alwyse God? Daarna gaan ons 2 liedere sing, en dan gaan ons by ons skrifgedeelte uitkom. There's this boy who was on a journey to see the most powerful ones. So he goes up to Iron, and he asks Iron, he says, Iron, are you the most powerful? Iron says, no, you put me in fire and I melt. So the boy goes over to Fire and says, Fire, are you the most powerful thing in the world? And Fire says, no, you put water on me and I'm done. So the boy walks over to water and says, Water, surely you're the most powerful thing in the world. You can put out fire. And water says, unfortunately, no. You leave me out in the sun too long, I bake up and I'm done. So the boy looks up at the sun, it's powerful and beautiful, and he says, Sun, surely you are the most powerful thing. And he said, no. See that little cloud over there that goes in front of me? I'm put away. So the boy again is just trying to find this, and he goes to the cloud and says, God, surely you're powerful. You can cover up the sun. He says, no, it's a little bit of wind pushes me away. So he goes to the wind and says, Wind, surely you're the most powerful. The wind says, no, I cannot move that mountain. So the boy goes to the mountain and says, Mighty mountain, surely you are the most powerful thing. The mountain says, even though I'm firmly planted right now, when man comes and chisels me away, I'm broken. So the boy goes to the man and says, Man, surely you are the most powerful out there. And the man shook his head and said, No, son, death comes to us all. And so the boy is kind of discouraged and he walks lonely and he finds death. And he goes over to death and says, Death, surely you are the most powerful of all. And death smiles big and proud and says, I have taken out kings and peasants, taken out rich and poor. But there was one. They crucified him. They were cheering. And I was so excited I took his body. And I was ruling for 3 days and I was celebrating, but then he got up and he rose. He took away my power, he took my keys, he made me bow to him. And I could not have any power over him. And the boy said, What's his name? He said, His name is Jesus Christ. He is the most powerful of them all.
Ek moet eintlik net hier moet ek eintlik stop en moet ons gebed saam doen en huis toe gaan, want wat is daar meer vir my om vir jou te sê vanmôre of om vanmôre met jou te deel? Dat Jesus is die Here. Jesus is die een wat uit die dood uit opgestaan het. Jesus is die een wat lewe. En mag ek en jy dit dan ook elke dag so in ons lewe ook ervaar en beleef. Ons gaan 2 liedere wat ons gaan saam sing, wat opstandingsliedere is, waarin ons vreugde wil beleef, kom ons sing, terwyl ons so sit, kom ons sing die 2 liedere saam.
as jy jou Bybel gebring het, of jy dan nou op die blaadjie wil saam lees, Kolossense, hoofstuk 3, daar is net daar die 4 verse wat ons saam met mekaar gaan lees. Vier baie bekende verse, maar 4 verse wat ek en jy ook sal weet, dat dit nie so maklik is om saam met hierdie gedeelte saam te leef nie. Here, dankie dat ons ook nou kon gesing het en dat ons in daardie kort videogreep die boodskap kon gehoor het. Berge kan bly staan en wolke kan saampak, winde kan waai en die bose kan met al sy mag en bening toeslaan. Maar niks kan u heerskappy, u koningskap ontwortel of laat verbrokkel nie. U heerskappy staan vir altyd vas. Vir so lank as wat ons weet, vir so lank as wat ons, vir so ver as wat ons kan terugdink, is u koningskap daar. En vir so ver as wat ons die toekoms kan indink, sal u koningskap daar wees. Dankie dat dit ook hier is vanmôre, in hierdie gebou en in ons harte, en in hierdie wêreld, ons eer u daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Net daardie gedeelte wat ek saam met jou lees. Hoe het dit met jou geestelike lewe in die afgelope week gegaan? As ek vanmôre vir jou 'n pen en papier moes uitdeel, en as ons genoeg tyd gehad het en jy ergens vir jou 'n stilplekkie kon gaan kry het, vir een van die stoele hier in die kerk gevat het en ergens hier buite in die tuin gaan sit het, en jy moes gaan skryf het, waar jy oortree het, wat het jy verkeerd gesê, wat het jy verkeerd gedoen, wat het jy verkeerd gedink, watter verkeerde gesindheid was daar in jou hart en in jou lewe, wat het jy nagelaat om te doen. Dan wonder ek of jy dalk miskien na 'n rukkie na my toe sou terugkom en sê, kan ek asseblief nog 'n vel papier kry? En wat ek daardeur met jou wil probeer deel is, dat dit is ons stryd hier op aarde. Dat wanneer ek en jy na ons lewe van die afgelope kyk, na ons lewe die afgelope week kyk, dan sal ons na alle waarskynlikheid agterkom dat ons manier van dink en ons manier van leef skiet so geweldig tekort.
En dat ons so maklik aansluiting vind by Paulus wat sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die slegte wat ek nie wil nie, juis dit doen ek. Na 'n waarskynlikheid, wanneer ons lewens nagaan, dan sien ons maar, ek doen die verkeerde om elke hoek en draai. Daar is net eenvoudig soveel wat verkeerd is. En nou kom praat Paulus met hierdie gemeente, en dan moedig hy hulle in die eerste plek aan om te sê, dat ons lewens en ons gedagtes moet van so 'n aard wees, dat dit altyd 'n strewe sal wees om die dinge van daarbo te bedink. In my eie persoonlike lewe vat dit my nie lank om ook maar agter te kom hoeveel my eie lewe in hierdie lewe gewortel is nie. Dat daar maar altyd 'n hinkering is na die wêreldse. Na dinge wat die wêreld my kan bied, net om altyd maar weer en weer agter te kom dat dit wat die wêreld bied is kortstondig. Die dinge wat die wêreld bied en die dinge wat ek uit die wêreld gekry het nie lank gevat voordat dit sy glans verloor het nie. En die rede hoekom Paulus hierdie gemeente aanmoedig om vir hulle te sê, strewe na die dinge wat daarbo is, omdat dit ewig is. Die Here Jesus, wanneer hy in sy aardse bediening met die bergpredikasie, het hy gesê, moenie vir julle dinge bymekaar maak, waar mot en roes dit kan verniel nie. Maak vir julle dinge bymekaar, wat hemels is, waar daar nie ingebreek kan word nie, waar dit nie gesteel kan word nie, en waar mot en roes dit nie kan verniel nie. En wanneer Paulus hierdie woord strewe kom gebruik, dan wil hy kom praat van 'n toegewyde lewe. Dis byna die taal van iemand wat elke dag waaksaam lewe. En dis in hierdie strewe dat ek en jy agterkom, hoekom moet ons waaksaam wees? Vir watter rede? As ek en jy vanmôre, terwyl ons hier sit, as ons geweet het dat daar dalk nou by ons by die huis ingebreek gaan word, dan sou ons nie hier gewees het. En as ons vanaand gaan slaap en dat ons weet daar gaan vandag by ons ingebreek word, watter tyd dit ook al is wat 'n mens nie weet nie, dan sou ek seker 12 uur in my bed gaan klim het, of op die bed gaan lê, en vir 3 of 4 ure gaan slaap het, sodat ek uitgerus kan wees om die volle nag waaksaam te kan wees, totdat daardie skelm sy opwagting maak. Die strewe na die dinge daarbo is iets waarin ons 'n lewe moet leef om heeltyd agter te laat. Ergens in ons lewe, as ek vir jou nog 'n papier sou kon gee, dan sou ek vir jou vra, gaan skryf al die dinge neer, wat jy in die tussentyd bymekaar gemaak het, wat eintlik nie vir jou vreeslik waarde in jou lewe toegevoeg het. Ja, dis wonderlike dinge en dis mooi dinge, maar dis nie dinge wat werklik waarde aan jou lewe toevoeg nie. En wanneer Paulus dan sê ons moet strewe na die dinge daarbo waar Christus is, beteken dit om 'n lewe te leef waarin ek al hoe meer en meer van wie ek is en wat ek bymekaar gemaak het, sal agterlaat. Die troos wat in hierdie gedeelte na vore kom, lê juis in hierdie woorde,
wanneer hy sê dat ons na die dinge daarbo sal strewe, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Want ek en jy sal na alle waarskynlik vir mekaar sê, maar ons kry dit nie reg nie. Daar's dinge in my lewe wat ek elke dag probeer om te doen, dat my lewe sal lyk soos die van 'n Christen, en dat my lewe sal lyk soos iemand wat die Here elke dag en elke oomblik om elke hoek en draai sal verheerlik. Die antwoord lê juis hierin, in die magsposisie wat Christus beklee. Die regterhand van die Vader, dis die sterk kant. Dis die een, dis hy, dis die Jesus wat vir my en vir jou wil help met hierdie lewe waarin ons so swaar kry. Ek het vanmôre op my foon se status gaan kyk maar na die kort video greep, dat wanneer ons in ons lewe met swaar kry en met allerlei dinge beproef word, dat 'n mens maar op die einde van die dag eintlik maar net altyd een ding, veral ons as Christene, eintlik een ding raakloop, en dit is, kom maar net na die Vader toe. Hy is die een wat weet. Maar in hierdie strewe van my en van jou, en as Paulus vir hierdie gemeente sê, strewe na die dinge daarbo, dan beteken dit dat die Here wil vir ons met hierdie lewe help. Ons almal is maar as mens geneig dat ons wil self. Gaan dink maar aan jou kinderdae. Daar was 'n tyd in jou lewe wat pa en ma vir jou wil gehelp het, en dat jy gesê het, en dat ek het baie keer my kinders ook gehoor het, ek sal self, hoef nie meer vir my die kos te gee nie, ek sal self, kom ek jou help om jou broek, ek sal self. En so is dit by ons ook. En vir ons is dit, en moet dit 'n strewe wees, om los te kom van hierdie ek sal self. As ek self kom, dan was die sterwe van Jesus Christus pure verniet gewees. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. As 'n storie van, ek het dit al op 'n stadium vertel, maar kan ek die storie dalk maar net weer vertel. Mense wat baie jare terug toe hulle nog met osse en perde en dies meer geploeg het, was die pa ook buite op die lande besig om te ploeg. En die ma stuur die seentjie om vir haar pa vir sy pa middagete te vat. En toe hy daar by sy pa kom en sy pa daar sit, toe vra hy vir sy pa, hoe weet hy? Hoe om, alles is so mooi reguit geploeg, hoe weet sy pa om so reguit te ploeg? Toe sê die pa vir hom, daarvoor is 'n merker. En vir so lank as wat jy jou oog op daardie merker hou, is jy op koers. En die seentjie sê vir sy pa, kan ek ook probeer? En sy pa sê vir hom, dis reg, gaan probeer. En hy het die luisels en alles wat daarmee saamgaan, het hy in sy hande gevat en die perde het begin ploeg. En vir so lank as wat hy vorentoe gekyk het en op die merker gekyk het, het dit goed gegaan. Maar elke keer as hy so gekyk het om die goedkeuring van sy pa te kry of hy reg ploeg, en dat elke keer wanneer mens weet ons as jy so omdraai, dan raak dinge skeef. As jy fietsry en jy omkyk, dan sien jy's besig om van koers af te gaan, en elke keer as hy so omdraai, dan sê sy pa net vir hom, hou jou oog op die merker. My en vir jou
is die merker Jesus wat die Here is. Daarom sê Paulus, dis waar ons gedagtes moet wees. Hou jou gedagtes op die merker. Hoekom sê Paulus? Want ons het gesterwe. Ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons is nie meer ons nie. Daar het 'n metamorfose plaasgevind. Die ou lewe is afgelê en ons lewe nou die lewe saam met Christus. Die laaste ding wat Paulus vir hierdie gemeente wil sê, is om vir hulle hoop te gee, soos wat ons almal in ons lewe altyd hoop nodig het. Ek en jy het hoop nodig vir die dag van môre. Hier is so baie van julle wat hier sit, wat nou ouer geword het. As ek dink ek is oud, is hier 'n paar van julle wat ouer is as wat ek is. En met die ouderdom kom al die verskillende vreemde gedagtes. Of ek môre nog so gesond gaan wees as wat ek vandag is. Gaan my pensioengeld nog môre genoeg wees om te dit en te dat? Gaan die dak wat ek oor my kop het, gaan ek vir hom hou? En as ek vandag moet sterwe, wat gaan van my wederhelfte word? Hoe gaan my wederhelfte koop? Almal van ons het hoop nodig. Wat gaan van hierdie land word? Ons het almal hoop nodig dat wanneer ons aan die einde van die jaar weer verkiesings gaan hou, watter hoop het ons dat dit volgende jaar beter sal gaan, omdat ons weet dat politici is eintlik op die einde van die dag maar net daar vir hulle eie sakke. Dat daar maar aanhoudend net leë beloftes vir die 60-65 miljoen mense in hierdie land gemaak word. Dat daar nou nog nie salarisaudits op die parlementariërs gedoen is nie, maar dat hulle 'n verhoging gekry het om motors wat altyd R800.000 gekos het, dat hulle nou 'n motor kan koop van 1,1 miljoen. Wat 'n hoop is daar vir ons as politici, na alle waarskynlikheid soos wat dit lyk net vir hulle eie sakke wil sorg. Wanneer ons sien dat dienslewering al hoe meer en meer agteruit gaan, watter hoop is daar? Ons hoop is die lewe wat ons by die Here het. En dat ons met volharding sal leef, omdat ons eendag by sy wederkoms, wanneer hy by sy wederkoms verskyn, dat ons ook saam met hom sal verskyn en in sy heerlikheid sal deel. Wat beteken Christus se opstanding vir my en vir jou? Die mense wat hier in Ladysmith woon, wat saam met ons werk en leef en inkopies doen, hoeveel van hulle is daar vanmôre wat nie hierdie Here ken, wat nie hierdie hoop het nie? Wie se strewe maar net een is van om by mekaar te maak. Want die een ding wat die ou mens nooit van genoeg kry nie, is om by mekaar te maak nie. Ek en jy het om te deel. Mag ek en jy hierdie Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, mag ons hom altyd gaan deel. En mag ons hom altyd met vreugde gaan deel. Want dis die Here wat vir ons die nuwe lewe oopgebreek het, en dis die Here vir wie ek en jy verwag, wat op die wolke sal verskyn, en dat ons saam met hom in ewige heerlikheid
die lewe sal deel. Amen. Vader wat in die hemel is, vanmôre, wanneer ons in die leë graf kyk, dan bid ons dat U ons sal help om na onsself te kyk, na waar die ou mens lê. En dat soos wat ons leef, en soos wat ons nader aan die einde van ons aardse bestaan kom, daar 'n al hoe groter wordende strewe sal wees om weg te beweeg van die ou mens. Dankie dat ons in steede van te kla, die goeie nuus te kan verkondig. Ja, dit gaan op baie tye van ons lewe swaar. Ons kom in opstand oor gebrekkige dienslewering. Maar U sien dit ook raak. U sien die vergrype. U sien die laksheid. Maar ja, U sien nie net die laksheid van hulle wat veronderstel is om diens te lewer nie, U sien ook ons laksheid om te getuig en te vertel van die liefde wat daar in Jesus Christus vir elke mens bestaan. Sal U ons ook help, Here, om minder haastig te wees, om te praat oor alles wat verkeerd is, en meer haastig te wees, om te vertel van Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Ons bid dat U vir ons in hierdie dag sal seën, wanneer ons daar by ons huise as families by mekaar gaan wees. Dat wanneer ons saam eet, dit 'n vreugdesmaaltyd sal wees, nie net omdat dit gawe is wat uit U hand uit gekom het nie, maar omdat ons ook op daardie manier feestelik die opstanding van ons Here Jesus Christus wil vier. En seën en raak ons lewe elke dag aan. Alles dat dit maar net U naam sal wees wat verheerlik sal word. Dankie dat ons hierdie dinge sonder enige verdienste in die naam van Jesus Christus kan vra. Amen. Nou, as jy effens laat gekom het vanmôre, dan sal jy die eerste lied nie gehoor het nie, maar hierdie lied wat ons nou gaan sing is die derde keer wat ek die lied vanmôre gaan sing, gaan speel en wat ons dan ook saam gaan sing. En dit is hierdie lied, hierdie mooi lied van daar klink 'n lied, daar juig 'n stem. Want dis wat ons doen wanneer ons wanneer ons dink oor die graf wat leeg is. Nee, ons juig. En dan wanneer ons aan die einde die amen gesing het, dan gaan ek daardie lied weer speel en net nog 'n variasie daarvan. Maar kom, ons sluit ons af met hierdie lied 420.
broer en suster, ontvang dan die seën van die Here en gaan leef heerlik, vreugdevol in die wete dat die Here het opgestaan. En omdat hy opgestaan het, beteken dit dat lewe is vir my en vir jou moontlik. En ons kan hierdie lewe vreugdevol leef. Ontvang die seën van die Here en gaan dan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees sal met elkeen van ons bly totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn. Amen.